Hallo julle. Welkom, welkom. Mag julle 'n ongelooflike dag hê. Mag die woord van die Here regtig vir jou iets beteken, vir jou in jou hart stig. Ons is besig met die boek wat handel oor Efesiërs. Ons kyk na eindelijk wat ons lees, ons kyk wie is die kerk. Maar Paulus in die begin, ons nou eens by die eerste hoofstuk, is die derde week, eerste hoofstuk, en Paulus vat baie tyd, hy wil net hê, voor ons kyk wie is ons as ons saam is, wil hy kyk wie is jy as individu. Hy wil kyk, en hy wil jou help om in te sien, wie is jy regtig? Wie is jy? So is die derde, en as jy wil graag luister wat ons al gesê het, dit is online, jy kan gaan kyk, welkom van my kant af vir almal wat online is, en vandag online kyk. Ok. Kyk nou mooi, Paulus is besig om vir mense, hy praat met 'n kerk in Efesiërs, 'n klomp Christene, bymekaar is, en nou wil hy vir hulle bid, en hoor wat is die goed wat hy vir hulle bid, kom ons hoor. Die nuus dat julle in die Here Jesus glo, en liefde aan al God se mense bewys, maak ook ek nie ophou vir julle dank nie. God vir julle dankie. Ek dink aan julle in my gebede en ek vra dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die heerlikheid behoort, aan julle geestelike wysheid en insig sal gee, deurdat julle hom persoonlik kan ken. Mag God julle harte so verlig dat julle sal insien wat 'n wonderlike vooruitsigting sy roeping inhou. Mag julle insien hoe 'n ryke heerlikheid dit is dat God sy eie mense vir hom as 'n erfdeel verkry het. Mag julle insien, hoe enorm groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Dieselfde magtige krag, sterkte was ook aan die werk toe God Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Kyk, ek sit nou, en as ek kom preek, dan sit ek nou vir 'n hele week, elke dag met hierdie skrif. In die begin is dit net 'n klomp goed wat hy sê, en 'n mens kan nie traction kry wat dit beteken nie. En totdat jy so rukkie sit in die skrif oor jou spoel, dan kom jy agter, Paulus is 'n wonderlike pastoor. Hy's 'n pastoor, en nou het hy al hierdie gemeentes, hy het nie een gemeente nie, hy het al hierdie gemeentes wie hy gaan plant het. En hy het die mense na die Here toe gelei, hy het die kerk bymekaar gebring, en dis nou Efesiërs, en nou los hy Efesiërs, nou is Paulus ver weg, hy skryf uit die tronk uit. Ja, so die dag as julle hoor, Jaco sit in die tronk, dis nie verkeerd nie, dis hoe pastore se paadjie maar loop, ok. En so, pastoor Paulus sit in die tronk, en hy skryf vir hulle eerstens, dis sy hart opgewonde, want hy is bly om te hoor, dat hierdie mense, hierdie kerk wat hy gestig het, wat in Jesus glo. Hoor waarvoor is hy bly? Hy is nie net bly dat hulle in Jesus glo nie. Hy is bly nou dat hulle liefde vir ander mense gee. Is dit nie die ware simbool van iemand wat Christus glo nie? As jy in Christus glo en Christus is in jou en jy is in hom, gebeur iets met jou. Daai liefde wat jy van God ontvang begin uitvloei na mense toe om jou. Ek hoop jy voel dit vandag as jy by Roag sit, want ons mense het daai liefde. Dit vloei deur ons, en Paulus sê, hy is opgewonde daaroor. Nou kom bid hy. En hy bid iets baie persoonlik. Hy bid dat jy 4 dinge moet, daar is 3, 4 dinge. Hy bid dat jy 4 dinge moet beleef. 4 dinge, hy bid vir jou vir 4 dinge, die eerste ding wat hy bid. Hy sê, mag jy geestelike wysheid en insig kry. Mag jy geestelike wysheid en insig kry. Om hom persoonlik te ken. Ongelooflik. So hy bid, hy sê, Vader, ek dink aan Roag gemeente, want hy bid dit vandag vir my en jou. Ek dink aan Roag gemeente. Here, maak bid. Mag hierdie mense vandag, mag hulle my persoonlik leer ken. Het jy geweet dat God wil geken word? God het 'n diep behoefte dat jy hom kan ken. En hierso is pastoor Paulus, jong, hy het 'n groot gebed. Hy sê, Vader, doen iets in hulle harte, dat hulle na my kan kyk en my kan ken. Hoe gaan ons God ken? Hoe kan ons ooit God ken? God hierdie onsienlike, hoe moeilik is dit om God te ken? Het jy nie al dit gehoor nie? Het jy nie al baie keer gedink, om God te ken, ja,
Dit is kind of baie makliker gesê as gedoen. Maar ek wil jou vandag help. Want Paulus het gedink, dis moontlik dat ek en jy God kan ken. God kan ken vir wie hy is. Vir wie hy is. En dat jy hom persoonlik kan ken, met ander woorde, daar's 'n verskil tussen, ek ken baie van julle, maar ek ken vir Karina persoonlik. Ek ken haar diep persoonlik. Hy praat van daai intieme ken. Nou, hoe kan jy God ken? Hoe is dit moontlik? Nou, die enigste manier om God te kan ken, is om na Jesus te kyk. Het julle gehoor, Jesus sê in die woord, hy sê, ek doen niks wat my Vader se wil nie is nie. So met ander woorde, hy sê, ek doen niks wat my Vader nie doen nie. My Vader doen niks wat ek nie sê nie. Hy sê, ek is in my Vader en my Vader is in my. Net so Vader bid ek dat hulle in ons is. So Jesus kom eintlik sê, hy sê, as jy kyk na my en as jy sien, ek tree presies op soos wat die Vader sal optree. Presies so. Op 'n ander plek kom die disippels na Jesus en hulle sê, Jesus, wys vir ons die Vader. En Jesus kom en hy sê vir hulle, waarvan praat julle? Waarvan praat julle? As julle my gesien het julle die Vader gesien. So ek wil jou vandag help, hoe kan jy God werklik ken? Kyk na Jesus. Hoe kan jy na Jesus kyk? Gaan lees Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Lees dit oor en oor en oor en oor. Want as jy sien, ek wil jou net help, as jy 'n prentjie van God het, en daai prentjie wat jy in jou gedagtes van God het, lyk 'n bietjie anders as die prentjie wat jy van Jesus het, is jou prentjie van God nog nie reg nie. Hoor mooi. Wie van julle het hierdie prent en hierdie beeld en hierdie idee van God, is hierdie man, hy lyk amper soos Gandalf, in Lord of the Rings, hierdie lang baard, hierdie lang grys hare, hy's bietjie oorgewig, hulle het nie tredmils daar in die hemel, hierdie idee, dis mos nou hoe hy op die troon lyk, met hierdie groot maag, hierdie groot troon, en dan hierdie lang baard, en hy's bietjie meer soos 'n regter, en jy's bang om na hom te kyk, want hy sort jou gou uit as jy verkeerd doen. En jy het hierdie idee dat weerligstrale kom uit sy oë uit. Jy sal met Jesus deel, maar met die Vader nie. Ek wil nie daarin stap nie. Ek wil jy moet bewus raak dat jy het 'n idee hoe God lyk in jou kop. Nou wil ek vir jou 'n tweede ding bring. Paulus dink. Dis wat hy dink. Hy weet dit is moeilik om 'n Christen te wees. Maar hy weet, alhoewel jy tot geloof in Jesus gekom het, is dit baie moontlik dat dit wat jy van God dink nog nie akkuraat is nie. Hoe jy God sien nog nie reël is nie. Paulus bid, hy sê, Here, mag hulle U persoonlik ken. Mag hulle U persoonlik ken. Hy weet dat mense in Efesiërs, die kerk, en hy weet vandag waar ons hier sit, is daar mense wat God ken, deur die woord, hulle weet wat gepreek word oor hom, maar hulle het hom nog nie persoonlik ontmoet nie. Hy's diep bewus daarvan. Maar nou kom sê hy, hoe gaan jy hom ken? Hoe gaan hy hierdie geskenk vir jou gee? En hier kom hy met die groot ding. Hoor mooi wat hy sê. Hy sê, ek gaan dit net weer vir jou lees, ek dink aan julle in my gebede en vra dat God ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie al die heerlikheid behoort, sy het al die krag, al die heerlikheid, alles behoort aan God. Hoe gaan dit aan julle gee? Aan julle geestelike wysheid en insig sal gee. Mag God vir jou geestelike wysheid en insig gee, sodat jy hom persoonlik kan ken. So hoe gaan jy hom persoonlik ken? Met geestelike wysheid en geestelike insig. Nou ouens, wat is geestelike wysheid? Wat is dit? Geestelike wysheid, ek ken wyse mense, en het jy al gehoor dat die Bybel sê, party mense is, hy sê hierdie wêreldse wysheid, maar dan kry jy goddelike wysheid. Wat vir die wêreld wys is vir God baie keer dwaasheid. En wat vir God dwaasheid is vir die wêreld baie keer wysheid. Jy goeds omgekeer. Geestelike wysheid beteken, jy het insig, jy het wysheid oor dit wat onsienlik is. Het jy bewus daarvan, dat hierdie wêreld waarin ons hier sit, is die materialistiese wêreld, dit wat ons kan sien, en met jou natuurlike oë, met jou natuurlike hande, kan jy aan die wêreld vat wat om ons is. As jy jou familielid langs jou is, dan vat gou aan hulle, jy kan hulle voel, asseblief net familielid. Ons wil nie weer daai probleme in die kerk hê nie. Okay,
So jy kan vat en voel en sien met jou fisiese sintuie. Hy sê, daai is gewone wysheid. Dis sekulêre wysheid. Hy sê, ek bid Vader, dat jy vir hierdie mense diep wysheid sal gee, oor 'n wêreld wat meer werklik is as die sienlike wêreld. Weet jy, ons hou nie daarvan om daarvan herinner te word nie. En as jy 'n bietjie ongemaklik leef, omdat ek nou vir jou sê, daar's 'n onsienlike wêreld en hy's baie erg. En hierdie onsienlike wêreld het 'n impak in jou lewe elke dag. Elke dag. Ons dink, ons maak ons eie keuses elke dag, maar ons word beïnvloed. Het jy al rusie gehad met iemand? Paulus praat daaroor. Het jy al vasgesit in 'n verhouding met iemand? Is daar 'n pel met wie jy net nie eye to eye kan kyk en jy kom nie reg nie? Paulus sê, hey, kom gee vir jou 'n bietjie geestelike wysheid. Julle stryd is nie met vlees en bloed nie, maar julle stryd is in die geestelike riem. Hy sê, daai konflik tussen julle, as ek vir jou kan wysheid gee, kom nie van wêreldse idees af en wêreldse konflik. Dit is nie hierdie ding nie. Daar is magte en owerhede. Daar is demone en duiwels in die lug. En hulle wil hê dat jy moet struikel. Hulle wil hê dat jy moet vassit. Nou, om dit te weet, is geestelike wysheid. Ek wil gou vir julle sê, hierdie wêreld is geestelik dwaas. Ons leef asof dit wat ons sien, vat, voel, alles wat daar is. Ons gee ons energie en ons tyd net aan hierdie sienlike goed. Want ons dink dit is die belangrikste. Maar ons leer dat die onsienlike, wat baie erg is ook ewig. Kom ek bewys jou, dat is onsienlike. As jy aan iets dink in jou hart, kan dit gesien word deur enige iemand? As jy nou in jou hart aan iets dink, kan ek dit sien? Nie, is onsienlik. Is dit minder erg? Is 100% erg. En dalk wat jy dink in jou hart is meer erg as enige iets anders. Dis reël. Dis reël. Dan sê hy nie net geestelike wysheid nie, maar hy sê Vader gee ook vir hulle insig. Okay, so wat is insig? Insig beteken om in iets te kan inkyk. So eerstens is kyk. Jy moet iets raak sien. Wat moet jy raak sien? Hy bid dat jy op een of ander wyse jou geestelike oë sal oopraak. So met ander woorde, dis nie hierdie twee oë nie. Dis hierdie twee oë. Dis die oë op jou hart. Want met jou oë op jou hart, dis nou figuurlik, asseblief, figuurlik. Jou geestelike oë kan jy goed sien. Kan jy goed sien wat gewone mense nie sien nie. Sekulêre sig werk nie daar nie. So Paulus bid vir twee groot goed. Hy bid vir geestelike wysheid en hy praat van geestelike sig. Hoekom moet jy dit hê? En net vir jou, die woord geestelike sig, apokalypsis. Die woord apokalypsis is 'n Griekse woord en dis insig wat eintlik beteken revelation. Revelation, to reveal something. So jy kan nie self iets reveal nie. Iets word aan jou reveal. Iets word aan jou openbaar. Wat beteken openbaar? Dit beteken, daar word van jou 'n geskenk gegee. Iemand help jou om goed te sien wat voorheen vir jou onsigbaar was. Okay? Revelation. Dit is deur God jou oor. Onthou julle, Paulus weet waarvan hy praat. Hoekom weet hy hiervan? Daar was 'n dag en 'n tyd in sy lewe waar hy die Christene nagejaag het om hulle te agtervolg en hulle tronk toe te vat en van hulle gestenig te kry. En toe op pad Damaskus toe om juis hierdie werk te doen waarmee hy so hard werk, toe verskyn Christus aan hom. Wat gebeur met hom? Hy het fisies blind geraak. God het vir hom gewys. Op Reguitstraat moes Ananias vir hom kom bid en wat gebeur toe Ananias vir hom bid? Toe val daar skille van sy oë af en daai is 'n simbool gewees. Paulus, van nou af sien jy nie net die fisiese nie, want tot nou toe kyk jy net vas teen die fisiese. Ek het nodig dat jy die geestelike wêreld moet sien, Paulus. Ek wil vir jou openbaar. Kyk wat sien jy as jy geestelik kyk. Okay. So. Onthou julle Elisa en sy dienskneg? Ek noem dit net om mooi te verduidelik. Elia en sy dienskneg. Hulle is mos omring met 'n stad met 'n groot weermag wat hulle beleer en hulle wil vir Elia kom gevange neem. Elia se dienskneg staan vroeg die oggend uit. Hy sien die leerskare is daar staan. Hy sê: "Ag,
Elisa, kom kyk hier, ons het groot moeilikheid, hulle gaan ons nou inneem. En Elisa sê, ag tog, kan jy nie sien nie. Hy sê, ek kan sien. Hy sê, Here, maak tog net sy oë oop. En toe die Here die diensknegt sy oë oop maak, wat sien hy? Hy sien die engele weermag, wat duisende meer is as hierdie paar fisiese leermag, fisiese vyande wat voor hulle staan. Is die oomblik toe sy oë oopgemaak is, God revealed to him. God het aan hom bewys, het aan hom openbaar gemaak. Dis nou genoeg gesê daaroor. Wat wil Paulus sê, moet jy openbaring van kry? Hy wil hê, daar moet aan jou 'n geskenk gegee word, dat jou geestesoë oopgaan, dat jy God kan sien vir wie hy is. Ek weet nie hoe lyk God in jou gedagtes nie. Ek weet nie hoe lyk hy in jou hart nie. Maar God wil persoonlik geken word. En hy kan geken word. En Jesus Christus is God se liefdesbrief aan jou. Kyk na Jesus. Dit kan persoonlik wees. Om God te ken is nie godsdienstig nie, is nie rituele nie, is nie godsdienstige praktyke nie. Is om 'n persoonlike verhouding met hom te hê. OK, maar nou gebeur iets groot. Nou sê hy, tweede ding, eerste ding is hy wil hê jy moet God persoonlik ken. Die tweede ding wat hy verbid, hy sê, hoor wat sê hy? Maar God julle harte so verlig, wie hierdie geestelike sig, né? Wie hierdie geestelike sig, hierdie insig, hierdie openbaring. Maar God julle harte so verlig dat julle sal insien wat 'n wonderlike vooruitsig sy roeping inhou. OK, dis Bybeltaal. Dis Bybeltaal, kom ons pak dit uit. Hy sê, maar God jou hart so verlig, laat jy weet waartoe jy geroep is. Met ander woorde, 'n ander woord vir waartoe jy geroep is what is your destiny? Wat is jou destiny? Waartoe gaan jy? Waartoe beweeg jy met jou lewe? Wat kan jou lewe werklik wees? Hoe kan die toekoms lyk? Weet jy jy's geroep? Weet jy jy's geroep? Geroep beteken, God het jou naam, en hy roep uit na jou, en hy roep jou, om van 'n plek waar jy nou is te beweeg na 'n ander plek toe. En Paulus kyk na 'n klomp Christene, hoor hy kyk na Christene, en hy sê vir hulle, is julle bewus, dit wat julle nou beleef is wonderlik, maar as julle bewus daarvan, dat julle beleef nog nie al die voordele, van kindskap van God nie. Julle ken God wel, julle wandel, julle glo, maar julle kan God beter en persoonlik ken, maar dat is 'n ander ding. Ek wil hê julle harte moet verlig word, dat julle weet na wat toe roep God jou. En waartoe roep God ons? God roep ons, eerstens, hoor nou mooi, hy roep ons om ons lewens te deel met sy lewe, sodat hy sy lewe kan deel met jou lewe. Nou dis baie groot. God is die rykste wat daar is. Alles op hemel en aarde behoort aan God. Alle heerlikheid behoort aan God, alle krag behoort aan God. En God sê die volgende, ek roep jou. Kom deel jou lewe met my, sodat jy kan deel in my koninkryks lewe. God sê, ek wil hê, die roel van my lewe moet ook die roel in jou lewe wees. Ek wil hê die krag wat deur my vloei, dan moet sulke krag deur jou vloei. Ek wil hê die realiteit hoe ek die wêreld sien, my wêreldsbeskouing moet jou realiteit raak. Ons is so vasgevang in die fisiese riem, in die fisiese realiteite, en God sê nee, ek roep jou na 'n higher level of living. God se realiteit lyk anders as ons, en ek is gister weer so gevang. Skandelik. Ek en Milan ry, ons moet gou sy fiets gaan haal, en ons ry in die kar, en Milan sit langs my, en ek kom by 'n baie moeilike kruising, en ek staan nie by die kruising so, dit is 'n kruising oor die N2, oor die hoofweg. En oorkant my staan is 'n voertuig met 'n vrou in die voertuig. En ek het ry voorreg, en nou wag ek, maar klomp karre, en sy kan nie sien nie, want om die bos is hier 'n verskriklike klomp trokke en goed wat aankom. En ek gaan dit nie maak om nou oor te ry nie, en sy kan dit nie sien nie, en sy sit daai kant, en raak hysteries. Hoekom wil ek nie ry nie? En hierdie tannie begin stomspreuke met my speel. Het julle al daai speletjies in die karre gespeel? Waar jy allerlei handtekenings gee, maar hierdie stomstreke was age restricted. Het was regtig nie goed wat jy in die middel van die dag kyk nie. Dis 'n movie wat ek nie wou gehad het my seun moes kyk nie, en weet jy wat, sy was so goed daarmee, want ons het nie getwyfel oor wat sy sê nie. Baie mooi verstaan wat sy sê.
toe ek finaal die geleentheid kry om veilig met my kind die pad oor te steek, ry ek oor en ek kyk van, wat gaan aan? En so in die middel van dit, besef ek, okay, hier is my hemelse realiteit, dit is my fisiese realiteit, dit is my hemelse realiteit. Ek sê vir Milan, kan jy dit glo? Ek sê vir hom, weet jy wat? Ek weet nie hoekom sy so optree nie. Ek weet nie waantoe is sy op pad en hoe dringend moet sy daar kom nie. Ek weet nie hoe het sy gevoel vanoggend toe sy by die huis uitstap nie. Ek weet nie of daar iemand is wat haar liefhet nie. Ek weet nie of daar iemand is wat haar mamma noem nie. Ek weet nie of daar iemand is wat sê, jy is my liefie nie. Ek sê, op 'n einde kan ek nie vir jou sê, hoekom tree daai tannie so op nie. Maar wat ek vir jou werklik kan sê, ek hoef nie so op te tree nie. Ek sien dieselfde realiteit, in 1 minuut kan ek 2 keer sien. Die een is my realiteit, en die ander een is 'n godly reality. Hy lyk bietjie anders as myne. Het jy al geleef met 'n godly reality? En nou, ek het 2 honde in die huis. Nou, die van julle wat ons huis ken, hierdie 2 honde is al baie beroemd. Benji en Coco. Hulle is vir ons gegee, om ons nederig te hou. Hulle hou ons nederig. En, ja, God keep us humble with this. So, toe Benji klein was, het hy regtig, hy was 'n hongerhondjie. Het jy al 'n kind gehad wat honger gebore is? Benji is so gebore. Benji is honger en Karina het ergens online gaan lees en sy het gaan uitvind 'n hondjie van sy hoeveelheid weke wat hy is en sy gewig wat hy weeg moet net soveel kos kry. Maar die probleem is niemand het met Benji dit gedeel nie. Hy's glad nie oortuig dat hierdie internet is reg nie, want as hy hierdie kos eet, is hy honger, en wat hy doen, is as hy begin eet, want ons moet hom vashou, want ons kan nie die kos in die bak gegooi kry nie. Dan hou ons hom vas, en soos ons hom vashou, dan begin hy hardloop met sy bene. En as ons hom neersit, dan val hy op hy teels, dan haal hy eers die eerste laagie enamel van die teels af. Hy kry nie traction nie, tot op die grove deel van die teels kom die grout onder die teels, en dan begin hy traction kry, en as hy maar die bak kom, dan sluk hy die bak in, en 'n paar teels om die bak. Dis verskriklik. Hierdie hond is verskriklik. En dan is vir Coco. Sy is die ou dametjie. Sy hop stadig nader, vat so 'n mondjie, gooi dit langs en eet enetjie. En ek sê vir Karina, Benji is honger. My liefie, as die internet sê, is Karina nie gehoor. Want sy is 'n pragtige mens, Karina. Ek wil dit net dit nou. Baie, jette, hier kom sy. Gaan jy weer uit, skat? Dankie. Die kinders lyk wild daar buite, hoor. Okay. Maar iets het ergens verander. Hulle gaan kuier toe een week by Rudy en Madeleine, die honde. En Madeleine het die theorie, weet jy wat, 'n hond sal ophou eet wanneer hy nie meer honger is nie. So daai eerste dag toe Benji in daai huis kom, die bakke is vol kos, nie afgemete handjie, bietjie vir daai hond nie. En Benji sien kos, hy eet amper alles op, hy eet omdat hy omdop, hulle sleep om sy voet uit, lê hom in die koelte, hy hond is dood geëet. Maar, hier kom Benji tot bekering. Toe kom hy nou agter, daar's kos, daar's altyd kos. En weet jy, hy begin trust bou, want jy het hom reggemaak vir ons, ek beloof, toe hulle hom vir ons terugstuur, daar's kos in die bak, hy eet nie. Hy eet as hy honger is, en hy eet hy hom vol, en dan worry hy glad nie meer nie. En toe kom ons agter, okay, Benji was net nie in die internet, hulle het nog nie vir Benji geken, sy kategorie is nog nie daarop nie. Maar hier's wat ek nou verstaan. Ek sê gister vir Karina, Benji leef in God se koninkryk nou. Coco het nog nooit tot bekering gekom. Ek gaan vir julle verduidelik hoekom. As Coco om die tafel kom en ons eet, dan sal sy met haar bene so half teen my bene opsit, sy krap heeltyd, sy kyk waar val iets, sy gryp dit, sy verslind dit, sy wil op die tafel, as ons van die huis af wegloop, wil sy op die tafel spring, sy wil die kos van die tafel af eet, en Coco wil ook die skroelgoedmasjien, sy wil hy skroelgoed opeet. Coco is bang, sy kry nie môre weer kos nie. Sy is heeltyd besig om te eet, sy kan haar nie stop nie, nou sy is die kleinste fyns ding, ek weet nie waar gaan hy kos nie. Maar hier is die ding, sy is nie gelukkig nie. Sy dink altyd terwyl ons eet, ons is mislik met haar, sy wil hê, Benji, lê langs ons terwyl ons kos eet, sy gee glad nie om nie. Hier is die realiteit. Hy het hierdie diep wete, that we've got him. Ons weet wat hy nodig het.
Daar sal altyd genoeg wees. Daar sal altyd genoeg water wees. Hy trust ons. En hy leef met 'n ongelooflike vrede. Godly reality. Coco weet nie of hy môre gaan kos kry nie. Sy weet nie of sy hierdie dodgy mense kan vertrou nie. En sy gaan maar vir die res van haar lewe vir haarself moet veg. As jy in God se koning, ons word geroep into his godly reality. Jy hoef nie rond te hardloop en te wonder waar kom jou volgende ete vandaan, waar kom jou volgende kontrak vandaan nie, waar kom jou volgende inkomste vandaan nie. Ons leef met vrede in hierdie godly reality, that he's got us. God het ons, hy beskerm ons, hy hou ons vas. Hy sê ek is meer werd as die voëls in die lug, en hy het nog nooit vir die voëls in die lug nie genoeg gegee nie. Hy sal sorg, hy sal sorg. Ek wil jy moet iets verstaan, God roep ons om uit hierdie physical reality te leef in 'n godly reality. Hy roep ons, en die dag as ons deel van sy familie raak, dan gebeur 'n paar goed. Eerste ding wat gebeur, jy besef jy is deel van sy familie, en nou besef jy, the family business is the family business, en ek is deel. Nou vind jy ook 'n roeping, en ek wil nie net die woord mee hoor nie, ek wil nie net mee sit nie, ek wil iets doen. Ek wil met my hande aan iets doen. Soos Paulus gesê het, ek wil vir mense lief wees, want ek het dit ontvang. Waarom? Jy leef in God se realiteit. Jy leef in sy koninkryk, en jy is nou deel van die family business. Dis 'n groot deel van jou lewe. Ons kom op 'n plek waar ons gevul word met 'n hoop oor die dag van môre. Want ons leef in sy reality. Nou die derde ding. Hoor wat sê hy? Mag jy hulle insien, dis weer insien. So eerstens, hy sê mag jy geestelike wysheid kry om God te ken. Tweedens, mag jy geestelike sig kry sodat jy kan weet wat 'n wonderlike roeping jy het in God. Nou derdens sê hy, mag jy insien hoe ryke heerlikheid dit is dat God sy eie mense vir hom as 'n erfdeel verkry het. Ja, dis groot. Ons het laasweek gekyk na hierdie skrif en die Bybel het gesê, laasweek het ons gekyk, jy geweet dat ek en jy is God se erfenis, met ander woorde, ons is God se kosbaarste besitting, ons is God se heirloom, erfstuk, is die ding wat jy eerste gryp as jy huis afbrand. As jy huis afbrand, gryp God jou eerste, die Bybel sê, jy is sy erfenis. Maar dan is die tweede tema ook, ons kry erfenis by God. Nou wat beteken dit? Dit is 'n baie groot beeld. Hy sê, mag God jou geestelike oë oopmaak, dat jy kan verstaan wat dit beteken, dat jy is 'n erfgename van God. Nou in die Bybelse tyd, so gewerk. Die oudste seun, hy is die een wat die familienaam moet voortvat. Hy is die een wat moet kyk na die familie as die pa nie meer daar is nie, hy word die patriarg. En om daai rede kry die oudste seun 'n dubbele porsie erfdeel van al die ander kinders. 'n dubbele porsie erfdeel. En dit maak dat hy kan voortsit wat hy moet voortsit en doen wat hy moet doen. Nou die Bybel sê Jesus Christus is die eerstgeborene. Dis die eerstgeborene. Met ander woorde, as Christus die eerstgeborene is hy die hooferfenis. Maar hier is iets ongeloofliks wat gebeur. Die Bybel sê ja, jy is 'n mede-erfgename van Christus. Wat Christus kry, kry jy. Nou wil ek hê jy moet verstaan wat hy sê. As ek na myself kyk, dan dink ek baie keer, ek het tekort. Ek maak dit nie. Ek is nie sterk genoeg nie. My geloof kom kort. Daar's foute en sonde nog in my lewe. Kyk na myself. Ek misluk. En dan wonder ek ook, ek gaan die hemel haal, maar as ek die hemel haal, dan is dit kind of, weet, as jy nou met die prentjie van die hemel, hierdie kinderprentjie het ek gehad, dat as ek hemel toe gaan, ek gaan nie in die voorste ry op die koorbank staan nie, ek gaan heel agter staan, en ek is kort, so lig my 'n bietjie wegsteek, ek het die hemel gemaak, maar net. So, yes, het gaan lekker wees, maar het gaan nie so lekker wees soos die ander ouens, wat alles ingesit het en alles gedoen het nie. Wie van julle het so 'n idee oor die hemel? Weet jy wat sê God? Hy sê jou erfenis is, jy gaan alles erf wat my seun erf. Hoor gou Romeine 8 vers 16. Ek wil hierdie ding uitwerk. Ek het my mooi gaan kyk in die Bybel, is hierdie ding dat ek is 'n erfgename. Is dit 'n groot tema in die Bybel of is dit net so een keer genoem? En toe ek mooi gaan kyk na hierdie tema, toe kom ek agter hierdie tema in die Bybel is 'n ongelooflike groot tema.
Hy sê dit aanhoudend. Kom ek gee dit gou 'n paar en mag die skrif iets in jou hart doen, want ek kan dit self nie beter sê nie. Van die Gees self bevestig teenoor ons eie gees, dat ons God se kinders is. En as ons God se kinders is, maak hy ons ook sy erfgename, hoor hierso. Saam met Christus deel ons in God se rykdom. As ons bereid is om saam met Christus te lei, sal ons ook sekerlik ook deel van sy heerlikheid hê. Massief. Ons is kinders, daarom erfgename. Galasiërs 1 Petrus. Nou het ons regtig hoop. Ons het groot hoop omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. God het inderdaad 'n kosbare erfporsie vir sy kinders. Hierdie erfporsie kan nie tot niet gaan of besmet word of verwelk word nie. God hou dit vir jou veilig. Ongelooflik. Galasiërs 4 vers 6. En omdat julle sy kinders is, het God sy Gees van sy Seun gestuur om in julle te lewe. Die Gees is ons roep voortdurend na God Abba. Wat die Arameese woord is vir vader. Jy is dis nie meer 'n slaaf nie, maar 'n kind. En as jy sy kind het, as jy sy kind is, sy kind het God jou as erfgename gemaak. Is aanhoudend. Hebreërs 9 vers 15, selfde storie weer. Daarom het hy ook 'n middelaar van 'n nuwe verbond tussen God en ons, sodat almal wat geroep is, die ewige lewe, ewige erfdeel kan ontvang. Dis 'n ongelooflike boodskap in die Bybel. Hy word aanhoudend oorlaai. Hier sit Paulus vandag bid. Hier sit hy bid. Mag iets in jou hart gebeur nou, waar jy dit nie net hoor nie, waar jy dit glo. Weet jy wat hy eintlik sê? Hy sê dit. Jesus, ja, is die eerstgeborene. Hy sê, maar deur wat Christus gedoen het, roep Christus my en jou. Hy sê, kom staan reg langs my en deel my erfporsie. Want dit is als Christus in. Hy sê, kom deel dit met my. En dan sê hy die volgende woorde. Hy sê, ons is mede-erfgenames. Met ander woorde, Christus kry nie meer nie. Imagine that. Ek het my prentjie verander. Ek staan nie agter op die heel agterste bankie nie. As ek in die hemel aankom, kom ek as 'n letterlik as God se eerstgeborene, stap ek aan. Ek kry al dieselfde voordele as Christus. En dan deel ek in God se absolute rykdom. Ek wil nou vir julle, ek het altyd gedink die hemel is die beter keuse bo die hel. Maar die beste keuse is om eendag nog te bly lewe, stem julle saam. Mense het hierdie feeling, ja, ek wil nie nou doodgaan nie, maar as ek moet doodgaan, dan kies ek maar die hemel bo die hel. Dis net 'n beter plek. Laat ek vir jou nou sê. As jy in die hemel aankom, is dit net 'n beter plek. Jy deel in alles wat aan God behoort. Kom hoor net gou, wat is als deel van ons erfporsie? Laat ek dit net vir jou uitwys. Titus 3 vers 7 sê die volgende. Hy sê, jou erfenis is eerstens die ewige lewe. Jy erf die ewige lewe. There's going to be no end to it. Die koninkryk van God is jou erfenis. Jy kry die kingdom of God as 'n erfenis. Die teenwoordigheid van God, weet jy wat dit beteken? Jy is in sy teenwoordigheid heeltyd. Nou ek moet gou vir julle sê, wie van julle was al by 'n ongelooflike lekker vakansieoord? Kom jy daaraan? Dit kuier so lekker. Daai eerste paar dae is ongelooflik. Hier by die 4de, 5de, 6de, 7de dag dink jy vir jouself, kan ons nie al huis toe gaan nie. Dis ongemaklik, almal slaap nie lekker nie, jy op die eie matras nie. Die swembad kom jy nou agter het meer urine in as enige iets anders. Hierdie paradys wat jy gedink het, wil jy nou net by die huis kom. En nou as iemand vir jou sê, jy kan nog 'n tweede week bly, nee. Jy weet, soos hulle ons afkondig by die kerk, hulle sê, eerste prys is 1 week by Pofadder, tweede prys is 2 weke, en derde prys is 3 weke. Het raak slegter hoe langer die dae is. Die hemel, in God se absolute heerlikheid, as sy eerstgeborene, saam met sy eerstgeborene seun Jesus Christus, ons ouer broer, kry ons alles, wat aan God behoort. Die beste hoe ek dit kan beskryf. Iemand het eendag gesê, weet jy hoe lank is die ewigheid? Die ewigheid is as die berg Everest
van 'n diamant gemaak is. En 'n swaalkie kom een keer 'n jaar sy snaveltjie net slyp teen die berg Everest. Een keer 'n jaar kom 'n snaveltjie. Teen die dag wat die berg weggewerk is deur een swaalkie, dan begin die ewigheid eers. Dan het hy nou lekker aan dreef gekom. Ons besef nie wat die ewigheid is nie. En nou moet jy vir jouself dink, ewig? Jeeg, mens, heel dag in 'n koor staan en sing, want dis my idee gewees. Weet, en ek was nie goed nie, hulle het my uit die koor uitgewerk. Was nie fyn. En dan, of die ander een is, Karl Bas op 'n wolk sit en harp speel, dis die ander prentjie wat ek van die hemel het. Dit gaan nie werk nie. Dit is minder ideaal vir my. So ek het regtig nie 'n konsep gehad nie. Nou vir jou sê. In God's presence and in God's kingdom. As jy daar instap en voel jy jou liggaam is gemaak hiervoor. Dis die eerste keer wat jy voel, jy is hier. Jy het huis toe gekom. En dan is daar die wonder van God, om elke hoek en draai sal jy verwonderd staan. Die heerlikheid van God skyn uit hom uit, en maak nie saak waar jy beweeg nie, jy word verras elke dag met iets nuuts van God. Is soos hierdie diamant wat draai en glans en skyn, en elke dag sien jy ander kleur, ander geur. Jy kan nie verveeld raak, jy ewigheid kan nie God se heerlikheid content nie. Ek dink meer aan, ek gaan soos 'n goudvis wees, want hulle sê 'n goudvis se memory is net 3 sekondes. Wat baie belangrik is, want as jy moet net 'n klein bakkie vir 'n goudvis gee nie, dan raak hy baie verveeld. Maar as jy 'n groot bak vat en hy swem om, en dit vat hom 3 sekondes om te swem. Kyk hierdie mooi klip. That's amazing. Hier's 'n sunken treasure wat in die is ongelooflik. Klip kan jy, ek het nog nooit so 'n klip in my lewe gesien. It's amazing. Dis my nader. God se heerlikheid, jy sal net nooit genoeg kan kry nie. Dis jou volle erfenis, ek wil nou vir jou hê. Vat jou hand so, is vir jou. Is vir my. Is vir my. Hy gee dit aan jou. Paulus sê, ek wil hê iets moet gebeur. Ek wil hê daar moet iets in jou geestelike oë gebeur. Hy sê, mag jou geestelike oë van jou hart verlig word. Dat dit jou realiteit raak. Ons kom by die laaste een. Daar is hy. Wie sê? Oor nou weer die woord, nee? Mag julle insien, openbaring. Mag jy openbaring hê, hoe enorm groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Ongelooflike krag. Dan beskryf hy hoe die krag lyk. Hy sê dis hoe die krag is. Dieselfde magtige sterkte wat ook aan die werk was toe God Christus uit die dood uit opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. So hy sê, God gebruik krag in jou lewe, daai krag is in jou lewe, dis die krag wat Christus uit die doderyk na die lewende gebring het. Dis ongelooflike krag. Hy sê, daai krag is vir jou. Nou, ons noem dit resurrection power, opstandingskrag. It is a power above all other power. Opstandingskrag. Nou, hoekom is dit so belangrik om dit te hê? Wat is die grootste vrees wat mense het? Dit is eintlik die onsekerheid van die dood. Die onsekerheid van die dood is een van die grootste vrese wat ons mee loop. Daai onsekerheid, wat gebeur, wat is daarna? Waarheen gaan ons? En jy kan vir 'n hele klas vra, wie wil hemel toe gaan, al die handjies is op, wie wil nou hemel toe gaan, al die handjies is af? Nie nou nie, asseblief nie nou nie. Ek hoor hulle sê dat, en ek het gaan navors, hulle sê dat hier van 18 jaar af, begin die selle in jou liggaam doodgaan. Jou liggaamlike selle begin doodgaan. Maar dan is daar nog goeie nuus, want van 18 nog tot 35 is die opbou van nuwe selle vinniger as wat die selle wat doodgaan is. So jy bly nog groei en ontwikkel en jy bly nog vernuwe. Maar hier van 30, 35 af, kan jou liggaam nie meer bybly teen die rate wat die selle in jou liggaam doodgaan nie. So hier van 35, ek kyk so hier om, ja, ons is in die moeilikheid hier so. Begin jy net doodgaan. Jou liggaam begin sterf. Weet jy wat's amazing? Ek is 'n bietjie meer dood in die tyd as ek by die huis kom as wat voor ek by die diens was. Dis ongelooflik. Ek moet hier dan in die huis toe gaan nie. Nou, God sê,
Die opstandingskrag is tot jou beskikking. Hy vat daai vrees weg. Hy vat daai vrees weg. Paulus het iets hiervan verstaan. Hy onthou jy wat hy sê? Paulus in Filippense 1:21, hy sê van vir my is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. As ek aanhou lewe, kan ek vrugbaar werk. Ek weet regtig nie wat om te kies nie. Ek is in 'n tweestryd. Aan die een kant verlang ek om te vertrek om by Christus te wees, want dit is waar ek want dit is verre weg die beste. Hoe gou julle? Hy sê, ek wil regtig leef, want ek gaan julle mis. Ek wil by julle wees. Ek wil nog werk en ek wil julle nog help om God te kan beleef, God te kan sien. Hy sê, maar as jy my moet vra wat is die heel beste, as ek nou kan doodgaan, dit is die heel beste wees, want dan is ek in die ryke erfenis van die ewige lewe. En weet jy wat sê hy? Dit is by verre weg die beste. Wie van julle is al op 'n plek waar jy begin dink om dood te gaan een van die beste goed wees wat met jou gebeur? Maar weet julle wat het ons? En daar's niks fout daarmee nie. Ons almal het ons wil nie nou doodgaan nie. Waarom? Waarom het ons daai ding in ons wat sê, ek wil nie na die dood toe gaan nie? Weet jy wat het ons? God het 'n stuk ewigheid in ons siel en ons hart geplaas. Ons het daai wete dat ons gaan vir ewig lewe. Ons het daai waarheid in ons ingeprent. Dat ons is ewige wesens. Daarom voel die dood so, kan nie waar wees nie. En Paulus sê hierdie volgende, hy sê, ek bid dat jy geestelike insig sal kry, dat jy sal besef, die dood kan jou nie vashou nie. Jou dood is eintlik die begin van die res van jou lewe. En weet jy waartoe bring dit ons? Paulus bring my en jou 'n bietjie na ons nietigheid toe. Ons moet dink aan ons dood. Ek wil nie somber raak nie, maar dis die realiteit. Dis die een ding wat ons almal in gemeen het, ons gaan sterf. Ons gaan sterf. Jammer dat ek jou herinner daaraan. Ons gaan sterf. Ons gaan sterf. En wat Paulus bid is dit. Ek bid dat jy nie sal angstig raak oor nie. Ek bid dat jy sal opgewonde raak en dat jy sal weet jou sterwe is eintlik die deur na die res van jou lewe toe. Kan jy dink hoe anders leef 'n mens? Daar's hierdie ou brief wat geskryf was van 'n Romeinse gouverneur en hy was in Jerusalem gewees en skryf hy vir die keiser. Want die keiser sê vir hom, jy moet hierdie Christene uitsorteer. Hierdie Christene veroorsaak riots in die stad van Jerusalem, ons moet hulle uitsorteer. Hy sê nou, maar wat kan ek doen? Hy sê, gooi hulle in die kolosseums, gooi hulle vir wilde diere, sit hulle op brandstapels, maak hulle so bang dat hulle sal hulle rug draai op hierdie nuwe gemors wat hulle glo in Christus. Hy sê, meneer, ek het die brief gelees, hy sê, meneer, ek weet nie hoe om dit vir jou verduidelik nie. Daar's iets in hierdie mense die dood maak hulle nie bang nie. Hulle gaan juigend en singend na die brandstapels toe. Hulle gaan juigend en singend in die kolosseum in. Fear is not the motivation for them. Weet jy wie is die? Dis die mense wat Paulus se brief gelees het en begin besef het. Die opstandingskrag is 'n groot ding vir my lewe. Dis 'n realiteit. Ek sluit af. Paulus bid vir goed. Hy bid vir goed. Hy sê, mag jy God persoonlik ken. Mag jy geestelike insig hê. Mag God hom aan jou openbaar. Ek wil hê jy moet dit begeer, my vriend. Begeer om Christus te ken. Tweede ding, mag jy besef wat jou roeping is in God. Mag jy besef, na watse realiteit toe roep God jou. Derdens, mag jy weet, wat 'n wonderlike erfenis jy het, dat jy gaan deel in Christus se erfenis. En laastens, mag jy bewus word van die ongelooflike opstandingskrag in jou lewe. Kom ons buig ons hoofde. Dit is baie belangrik vir Paulus dat die citizens of God's kingdom, die mense van God se koninkryk, moet weet wie hulle is. En ek spreek nou hierdie oor jou.
Jy is kind van God. Jy's ware kind van God. Jy's God se kosbaarste besitting. Nie op grond van verdienste nie, maar Paulus gaan uit sy pad uit om te sê, jy is God se kosbaarste besitting, nie deur wat jy doen nie, maar deur wat Christus gedoen het. Jy het 'n ongelooflike ryk erfenis. En die dood gaan sy hande nie aan jou kan slaan nie. En die feit omdat jy dit weet, maak dat jy nou anders leef. Dit bring ongelooflike lewendige hoop. Jesus, ek vra, dat hierdie realiteit ons realiteit sal raak. Dat ons identiteit sal vol leef. In Jesus naam. Amen. Dankie gemeente. Daar's lekker koffie daar buite, kuier lekker saam. Dankie vir almal wat online ingeskakel het. Ons sien julle weer. Dankie.